naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Vanoggend my tema, as julle daai prentjie kyk, dan sal julle dink waaroor gaan hierdie tema wees vandag. Jo. Daai mannetjie, ek sê dit met respek, was 'n goeie mannetjie gewees. Was 'n jong seun wat die regte keuses gemaak het in die lewe. My tema volgend is geloof sonder 'n kompromie. Dit is, jy glo in God. Jou geloof is alles in God. Jy het geen begeerte om daarvan af te wyk nie. Jou fokus is op Jesus. Alles wat jy doen is in lyn met God se woord. Dis kom my tema vanoggend geloof sonder kompromie is. En ons het laasweek toe pastoor Colette gepraat het oor Job, 'n man van God, wat ook dit moeilik gehad het. En as ons kyk na hoe Dawid se lewe afgespeel het in die begin, as 'n jong seun, dan sien ons dat hy's uit sy ouer huis uit weggevat. Maar hy het weggegaan. Nie dit wat hy geleer het as kind, het hy nie vergeet nie. Op 'n jong ouderdom is hy weg. Maar ons leef in 'n wêreld wat heeltyd vir ons probeer kompromieë stel. Ag, dit is oukei om dit te doen. Wat mense deesdae gelike om te gebruik is, beproef alles maar hou nie die goeies. Dis die versie wat hulle uithaal. Dis kom hulle al hierdie ander goeters wat die woord ons teen waarsku doen. Nee, maar ek moet dit doen. Die woord sê beproef alles, maar behou nie die goeie. Maar as God se woord teen dit is, wat is die voordeel daarvan om dit te beproef? Dis 'n vraag wat elke een homself kan antwoord. Die wêreld wil so graag hê, ons moet in die wêreld se sisteme inpas. Maar God roep sy kinders om uit te staan. Dis hoekom Romeine 12:2 sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Die wêreld wil hê ons moet verander om soos hierdie wêreld te leef. Al die goed wat die wêreld doen. Maar God wil ons verander om soos Jesus te wees. Dis waartoe ons streef, is to be Christ-like. En dit is presies wat hier met Daniel gebeur het. Hy's 'n jong man, word hy as balling na Babylon weggevoer. Hulle verander sy naam. Hulle verander sy taal. Hy gaan na 'n hele ander land toe. Hulle gee hom opleiding. Op die einde van die dag probeer hulle sy identiteit verander. Want kyk, as iemand jou identiteit verander, gaan hulle mos baie reg kry. As jy nie jou identiteit in Christus het nie, gaan jy maklik aan terugval. Dis wat so belangrik is vir my en vir jou as kind van God. Ken jou identiteit in Christus. Hulle het geweet as hulle sy denke verander, sou hulle op die einde sy geloof ook verander.
Want as jy heeldag in wêreldse gesprekke is, heeldag in wêreldse goeders doen, gaan jy soos die wêreld word. Dis kom ons kan nie net 'n Sondag Christen wees nie. Dis hard. Ons kan nie net 'n Sondag vir uur en 'n half 'n Christen wees nie. Jy moet 'n Christen wees die hele week. Maar Babylon het traai sy hart verander. Julle is welkom om saam met my te lees in Daniël 1 vers 8 waar ons gaan wegspring. Ek gaan net so vinnige journey so deur Daniël vat. 'n Lekker reis. Maar Daniël het hom voorgenem om homself nie te besoedel met die koning se kos of wyn nie. Hierdie besluit in Daniël, as Daniël nie hierdie besluit gedoen het nie, in Daniël 1, was daar nooit 'n Daniël 6 gewees nie. Waartoe ons nou gaan nie. Want hy was 'n jong man nie gewees. 17, 18 jaar oud, jong, onder 20. Maar as ons journey na Daniël 6 toe, was hy 'n man in sy 80's. Die besluite wat jy vandag doen, gaan jou toekoms bepaal. Die besluite wat jy gedoen het jare terug, het jou journey bietjie verander, waar jy vandag sou gewees het. Ek praat nou nie van jou sondes en goeders wat jy gedoen het nie. Dis verby. Ek praat van werkskeuses wat jy gedoen het, wat jou hele loopbaan verander het. Ek praat van, jy het 'n geleentheid oor jou pad gekom, om hierdie werk te vat. Maar hierdie werk was nie in God se lyn, God se wil vir jou gewees nie. Toe verander dit jou. Hierdie klein besluit wat hy gemaak het, is 'n klein besluit. Ek gaan nie van die koning se kos eet nie, ek gaan ook nie van sy wyn drink nie. Dit is hoe God vandag werk. God gebruik klein goedjies in jou lewe om iets groots te verander. Hy gebruik jou om ietsie kleins vir iemand te doen, maar wat iemand se hele lewe verander en 'n siel red vir hom. Ware geloof begin nie wanneer die storm kom nie. Dit begin lank voordat daar 'n storm is. Dink vinnig aan 'n boom wat staan as daar sterk winde deurkom. Dit vat jare vir daai boom om wortels te skiet, om wortels te groei. Dan kry jy hierdie boompies wat se wortels oppervlakkig is en die wind kom en hulle waai om. Maar hierdie boom wat vir jare gestaan het, sy wortels het diep gegaan. Hy wind kom, hy maak hom net bietjie so. Miskien 1 of 2 takkies waai af, of breek af. Paar blare waai, maar die boom self bly staan. Beproewing skep nie jou geloof nie. Dit openbaar hoe diep jy in Christus is. Lukas 16 vers 10 sê, hy wat getrou is met die minste, is ook in die groote. Met hoeveel is jy getrou vandag? Wat God vir jou gegee het? En ek wil vir jou iets vertel vanmôre. Die vyand ken hierdie versie baie goed. Nou hoekom sê jy so? Jy kan nou vra hom, hoekom sê ek so? Want hy begin selde met groot kompromieë. Hy begin heeltyd met, vat net hierdie. Net hierdie klein man, dis net, dis niks nie, vat net, doen net dit. En môre oor môre,
word dit iets groots. En dan as dit iets groots word, het hy jou geloof weggevat. Hy kom met hierdie slinkse triks van, soos kat en muis speel. Dis hoe die vyand werk. Maar ek praat nie oor hom vandag nie. Ek praat nie oor dit nie. Daar is 'n Jesus. As jy in hom vas staan, gaan jy nie toelaat dat hy hierdie slinkse triks, as ek dit so kan sê, mee kom nie. Want jou fokus gaan Jesus wees. Jou fokus gaan nie wees die wêreld nie. Ons leef in hierdie wêreld, maar ons mag nooit toelaat dat die wêreld in ons harte leef nie. Want as die wêreld in jou hart leef, gaan jy dit nie maak nie. Ons almal weet hoe groot is daai skepe wat daar by die hawe staan. Daai skep kan nie sink terwyl hy op die water is nie. Hy kan nie sink as hy op die water is nie. Wanneer begin 'n skip sink? Wanneer die water binne in hom kom. Wanneer begin jy sink, kind van God? Wanneer die wêreld binne in jou kom. Dis wanneer jy sink. Dis wanneer jy val. Net so verloor ons getuienis wanneer die wêreldse waardes ons harte begin vul. Ons wil die wêreldse goeders please. Nee, ons hoef nie die wêreld te please nie. En die woord sê, ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. En jare later, 80 jaar, sê 20, 60 jaar later, gebeur daar iets, en dit is in die boek van Daniël 6. Konings het gekom en konings het gegaan, deur hierdie hele journey van Daniël. As jong seun het hy groot geword, en hy het almal gesien, al hierdie konings gesien, en almal het gegaan. En hy het God se hart uitgeleef. As ek net vir julle so bietjie terug, net so bietjie inligting kan gee, hy het drome uitgelê. Hy het dit nie self uitgedink nie. Dis soos God aan hom openbaar het. Hy het God se hart heeltyd deur gesoek. Hy het nie ge-worry oor hoekom hy nou in hierdie land is, ver van sy mense nie. Hy het God se hart gesoek heeltyd. En toe gebeur daar goed, laat die mense wat saam met hom is, sy vyande word. En hulle begin hom ondersoek en kyk wat se fout kan hulle kry op hom. Hulle begin al sy goeders deurgaan. Maar sy karakter was die vrug van jare se getrouheid aan God. Liewe kind van God, jy wat hierso sit vandag, en jy wat luister oor die streaming, God soek nie kinders wat wêreldpleasers is nie. God soek kinders wat hom soek. God soek 'n kind wat alles sal doen vir hom. God soek nie 'n wêreldpleaser nie. Want ons is kinders van God. Maar ons is nie kinders van die wêreld nie. God soek nie mense wat buig vir die wêreld nie. Hy soek 'n kind wat sy knieë sal buig vir hom. Want gawes kan mense beïndruk, maar karakter verheerlik God. Al hierdie mooi goedjies beïndruk mense, maar jou karakter is wat sterk staan. Dis wat God soek. En dit is juis wat Daniël se karakter, wat dit voorberei het vir die grootste toets van sy lewe.
Ek wil jou vra vanmôre, as jy, soos ek nou gaan aangaan, as jy daardie toets moes gehad het, as dit gesê is en jy was teenwoordig, wat sou jy gedoen het? Sou jy ook nie gebuig het? Of sou jy nie ook nie gebuig het nie? Maar toe die vyande besef dat hulle kry geen fout in Daniël se lewe nie, toe gaan hulle na die koning toe. Die koning se naam was Darius. En hulle kom met hierdie ding van, mag jy 'n wet inbring om te sê dat geen persoon mag vir 30 dae ander God aanbid, behalwe vir jou nie, die koning nou. En hulle het hom nou mooi gepraat met hom, en hy het toe besluit, sjap. En die straf is die leeukuil. En ek gaan vir julle Daniël 6 vers 11 lees. En hy sê, en net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofsange uitgespreek voor sy God. Ek gaan nou vir julle daai laaste gedeelte lees. Hy het dit nie net gedoen toe hy hoor daar is 'n bevelskrif, dit mag nie so gebeur nie. Lees wat staan daar. Net soos hy tevore gedoen het. Ander woorde, hy het dit meer as 1 keer gedoen, hè? Hy het dit 3 keer op 'n dag gedoen. 3 keer op 'n dag. Hy het nie net in die oggend gegaan en net 1 keer gesê, okay, en dan 2-3 weke later en dan net vinnig weer 'n gebedjie gedoen nie. Soos hy tevore gedoen het. Hy het elke dag, as ek hierdie vers verstaan, hy het elke dag, 3 keer 'n dag in sy bovertrek ingegaan. Dit was sy binnekamer. Dis die tyd waar hy met God spandeer het. Daniël het nie eers begin bid toe die krisis daar is nie. Ons verstaan mos, hulle sê, is wanneer die popo die fan stryk, dan wil ons mos alles los en alles in een rigting intrek. Nee. Wanneer dit gebeur, moet al reeds iets wees in plek. Daar moet 'n vaste vertroue wees in God. Dit is wat geloof is. Hebreërs 11:1. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Daniël se gebedslewe het hom voorberei vir die krisis. Die leeukuil het nie sy geloof gebou nie, dit het sy geloof geopenbaar. Want Jesus sê in Johannes 15 vers 5, sonder my kan julle niks doen nie. Amen. Jou krag lê nie in jouself nie. Ons krag lê in ons verhouding met Jesus. Dis waar jou krag lê. Jy kan hierdie groot gym spiertier wees. Dit is nie krag nie. Daai is nie krag nie. Daai is muscles net. Plastic muscles. Hoor my, die krag, want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Jou stryd is nie teen vlees en bloed nie. Daai groot muscles gaan jou niks help as jy daardie stryd veg nie. Maar as jy daai groot muscles het en jy het Jesus binne jou, gaan dit jou ook help. Want jy het Jesus. Dink vir 'n oomblik aan 'n selfoon. Jy gaan na 'n Vodacom toe of MTN toe en jy sê ek soek die beste selfoon wat daar is. Moenie worry nie, is klaar already betaal. Ek gaan dit nie betaal nie, dis klaar betaal. Hulle gee jou boksie. Daai selfoon beteken niks as jy hom nie charge nie.
Hy kan die beste features hê, hy kan die beste alles doen. Jy kan op jou selfoon vir jou die ketel aansit, jy kan alles doen wat jy wil. Maar hy beteken niks as jy hom nie charge nie. Kind van God, jy beteken niks as jy nie gecharge word nie. Jy moet ingeplak wees in Jesus Christus. Dan beteken jy iets. En hulle besluit toe om vir Daniël in die leeukuil te gooi. Almal het gedink, "Tjop, dis verby." Want daai leeu's daaronder, hy lyk of hy daar lekker rustig sit. Het jy al in die wildtuin gery en gesien hoe attack 'n leeu? As 'n leeu honger is hy honger. En ek dink nie in daai leeukuil gaan daar baie kos wees vir hulle om, hulle gaan nie 'n hele bokkie daar ingooi nie. Hulle gaan miskien net so 'n paar bene ingooi. Want die mense wil ook die vleis eet. Wil jy moet hierdie prentjie sien in jou kop. Hulle het nou vir Daniël daar ingegooi. Wat dink jy sal gebeur as God nie daar was nie? Hulle sou hom verslind het. Hulle sou hom verskeer het. Want later in die gedeelte lees ons, toe Daniël uitgekom het hulle al die mense gevat en daarin gegooi, saam met hulle vroue en hulle kinders. En hulle is verskeer. Want God was reeds daar. Amen. Hoe vir jou Jesaja 43 vers 2 lees. Want God het al reeds die leeu se bekke gaan toemaak. Dit staan, as jy deur die water gaan, is ek miskien by jou. Nee, ek is by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie. En die vlam sal jou nie brand nie. Wie van julle het al vleis gebraai waar daai vuur 'n bietjie warm is? En jy druk jou hand so oor met die tang. As jy so kry, dan ruik jy net hare. Dan het jy bietjie geskroei. Het jy dit al gesien? Of was my tang te kort? Maar hoor nou, al gaan jy deur 'n vuur, is God by jou. Hy sal jou beskerm. Amen. En vroeër in Daniël waar hulle sy vriende daarin gegooi het, hulle was 3 gewees. Dis sien hulle, daar's 4 mense. Want God was daar teenwoordig. Hy het hulle beskerm. God sal jou beskerm waar jy deurgaan. Dit voel partykeer alles druk, maar God is nog steeds daar. Hy gee vir ons 'n belofte, ek sal by jou wees. Ek gaan jou nie los as die pop op die venstryk nie. Nee, ek is daar. Ek gaan dit nog vang ook. God is daar. God beloof nie 'n lewe sonder beproewings nie. Hy beloof sy teenwoordigheid in elke beproewing. Ons kry struikelblokke. Maar wanneer jy hierdie struikelblok ervaar, weet God is daar. Die grootste wonderwerk was nie die leeu se bekke wat gesluit is nie. Dit is nie die grootste wonderwerk nie. Die grootste wonderwerk het in Daniël 1 begin. Toe jong man besluit het, ek behoort aan God. Dis waar alles begin het. Maar sy journey vertel sy lewe saam met God. Die besluit wat jy gemaak het 'n jaar terug, 10 jaar terug, ek behoort aan Jesus. Jesus, hier's my hart. Dis jou.
wonderwerk. Mense sê, hulle sien nie meer wonderwerke nie. Waar is die grootste wonderwerk? 'n Siel wat tot bekering kom. Dis die grootste wonderwerk. Die ander is ook wonderwerke. Want ons dien 'n God van wonders. Ek en jy leef ook in 'n tyd soos 'n Babylon. Al leef ons in Suid-Afrika. Daar's ook beproewings. Daar's ook goed. Daar's ook mense wat sê buig. Buig. Buig vir die wêreld. Maar hoor mooi volgende. Hoor wat vra God jou. Aan wie behoort jou hart? Want as jou hart aan hom behoort, sal jy nie buig vir die wêreld nie. As jy jou hart verdeeld is, gaan jy vir hom buig en jy gaan vir die wêreld buig. Dus kom ek jou vra, aan wie behoort jou hart? Nie 'n gedeelte van jou hart nie, jou hele hart. Alles. Geloof sonder 'n kompromie beteken nie jy sal nooit 'n leeukuil beleef nie. Dit beteken jy weet wie reeds daar vir jou wag. Jesus is al reeds daar. En elke struikelblok wat daar is, alles wat jy deurgaan, jou ups en jou downs, Jesus is daar. Ons kan hierdie storie van Daniël vat. Dis 'n mooi storie, is 'n regtig hartroerende storie. Dis 'n man wat nie opgegee het nie, dis 'n man wat nie 'n kompromie toegelaat het nie. Maar alles, as ons hierdie storie vat, en ons sit 'n koppelteken in, daar is 'n Jesus. Jesus het ook nie gebuig vir die wêreld nie. Jesus het nie toegelaat dat die wêreld in hom inkom nie. Hy het nie ge-worry. Ek sien hy het nie ge-worry. Maar sy fokus was die Vader. Sy fokus was nie sy omstandighede nie. Toe hy die pad gevat het, kruis toe, het hy nie besluit, nee, laat ek maar eerder quit nie. Nee. Hy het gesê, my Vader, let's do it. Kom ons gaan. Want alles wat Jesus doen, is om die Vader te verheerlik. Alles wat jy doen, moet Jesus verheerlik. Omdat Jesus leef, hy het opgestaan. Jesus is nie dood nie. Ons dien 'n lewendige Jesus, 'n lewendige God die Vader. En toe Jesus opvaar, toe gee hy vir ons Heilige Gees. Met die krag van die Heilige Gees binne jou, kan jy elke kompromie oorkom. Jy hoef nie ook nie te buig daarvoor nie. Die vraag wat ek jou mee wil los vandag, wanneer jy huis toe gaan, is nie, hoe groot is jou leeu's nie, wat in die leeukuil wag vir jou nie. Die vraag is, hoe groot is jou God wat daar wag? Is jou God maar net 'n Sondag God? Hoor mooi. Ek sê dit met respek. Is jou God wat jy dien net 'n Sondagoggend van 9 tot 10 God vir jou? Of is jou God van Maandag tot Sondag?
Want as dit jou God is van maandag tot sondag, sal hy vir jou daar wag. Want as dit jou God is net vir 'n sondagoggend, gaan jy miskien gedisappoint word. Jy gaan daai obstakel moet self veg. Mag jy hier sit vandag en besluit maak soos Daniël. Al is jy hoe oud? Dis sê Here, ek behoort aan U. Ek gaan nie my knie buig vir hierdie wêreld nie. Ek sal my knie buig vir U. Julle moet julle oë sluit. Elke een. Niemand moet rondkyk nie asseblief. In jou leeukuil wat jy is vandag. Wat is daar wat jy behoefte het vir God? In jou omstandighede wat jy voel, wat is daar wat jy net uitroep, Abba Vader, help my. Wat is daar? In jou gedagtes, praat net met die Here. Sê net vir hom dit wat hy jou moet mee help. Dankie Here Jesus vir hierdie woord. Vader, U het elke een se uitroep gehoor. En ek weet dat U 'n God van waarheid is. Dankie Vader dat U nou by elke een stil staan. In hulle omstandighede waar hulle is, bid ek nou Vader dat U 'n weg sal maak. Maak 'n weg waar daar geen weg is nie. Vader, kloof vir hulle 'n rivier oop, dat hulle op droë grond kan deurloop. Maar Vader, my gebed is, dat U hulle sal verseël. Heilige Gees, kom en maak hulle denke toe onder die kosbare bloed van Jesus Christus. Dat dit wat ons hoor, nie sal binne in ons kom en ons sal laat sink vir die wêreld nie. Vader, ons kry al hierdie uitdagings elke dag. Maar met die hulp van Jesus, met die hulp van Heilige Gees, kan ons hierdie oorkom. Ons hoef nie ons knie te buig vir die wêreld nie. Dankie Vader vir U liefde. Dankie vir die goedheid en die guns. Vader, my gebed is nou, dat elke persoon wat hierso sit, met 'n nuwe oë, die woord sal oopmaak, en dit sal begin lees. Heilige Gees, openbaar vers vir vers aan hulle. En Vader, wys hulle U hart. Wys hulle U hart. Want U is 'n God van liefde. Dankie Vader vir die woord. En ek bid dat Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie woord. Dankie Here Jesus. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen en amen.